Vandag se lesie kyk ons nog weer verder na die vermenigvuldiging van algebraïese uitdrukkings. Ons het nou al gekyk na die vermenigvuldiging van 'n eenterm met 'n veelterm. Toe het ons gekyk na 'n tweeterm maal met 'n tweeterm en vandag se lesie gaan ons kyk na 'n tweeterm maal met 'n drieterm. Nou ons het die ander woorde ook geleer vir 'n tweeterm maal met 'n drieterm. Ons praat ook daarvan as 'n binoom maal met 'n trinoom. Want 'n polinoom is mos nou 'n veelterm. Nou by hierdie bly die vraagie altyd vereenvoudig die volgende volledig, of hulle vra ook altyd bepaal die produk. So dit is die vraag wat hulle rondom hierdie tipe somme sal vra wanneer jy 'n eksamen skryf. Vereenvoudig die volgende volledig of bepaal die produkte van. Hulle gebruik baie selde die vraag bepaal die produk van, maar hulle vra baie keer of meestal vereenvoudig die volgende volledig. Goed. Nou kom ons kyk na voorbeelde. As ons kyk na ons voorbeelde van ons vraagie bly vir almal vereenvoudig die volgende. So ons eerste voorbeeld waarna ons kyk is 2x² minus y maal met xy² plus xy minus 3y². Nou by hierdie sommetjies pas ons altyd ons distributiewe eienskap toe. So, ek begin altyd met my eerste term en dan doen ek al die vermenigvuldiging met hom klaar. So, ons vermenigvuldig 2x² met xy². Dit gee vir my 2x² maal met x is x tot die mag 3y². Dan vermenigvuldig ons nou die 2x² met ons plus xy. Ons het 'n plus maal 'n plus is 'n plus. 2 maal 2 is 2. X² maal met x is x tot die mag 3 maal met ons ytjie. Dan vermenigvuldig ons hierdie selfde 2x² met ons minus 3y². As ons dit nou vermenigvuldig, 'n plus maal 'n min is 'n min. 2 maal 3 is 6. x² y². En dan begin ons nou met ons volgende enetjie. Ons gaan nou kyk na ons tweede term. Met ander woorde, nou begin ons met ons minus y. En ons vermenigvuldig hom met die xy². 'n min maal 'n plus is 'n min. Maal met x is x, y maal met y² is y tot die mag 3. Volgende ene vermenigvuldig ons hierdie minus y met ons plus xy. Dan kry ons 'n min maal 'n plus is 'n min. X maal y maal met y² gee vir my x y maal met y gee vir my xy². Dan ons laaste keer vermenigvuldig ons minus y met ons minus 3. 'n min maal 'n min is 'n plus. 3 y maal met y² is y tot die mag 3. Nou gaan ons kyk vir gelyksoortige terme. Dan sien ons x tot die mag 3y², x tot die mag 3y, x² y², xy tot die mag 3, xy² en y tot die mag 3. So daar's geen gelyksoortige terme nie. So ons kan geen van hulle bymekaar tel nie. Dit is dus ons finale antwoord. Ons kyk na ons volgende voorbeeldjie. Ons volgende voorbeeldjie is 2a plus 3b maal met a² minus 4ab plus 3b². Goed, nou kom ons begin. Ons gaan kyk, ons het ons 2a maal met ons a². 2a maal met ons a² gee vir my 2a maal a² is a tot die mag 3.
Dan het ons 2 maal met minus 4ab, 'n plus maal 'n min is 'n min. 2 maal 4 is 8, a maal a is a kwadraat b. Dan het ons 2a maal met ons plus 3b. 'n plus maal 'n plus is 'n plus. 2 maal 3 is 6, a maal met b kwadraat. Volgende een het ons 3b maal met a kwadraat. Dit gee vir my 3a kwadraat b. 'n plus maal 'n plus is 'n plus. En die b maal met die a kwadraat skryf ons nou net volgens alfabetiese volgorde, so dis 3a kwadraat b. Dan het ons 3b maal met minus 4ab, en dit gee vir my 'n plus maal 'n min is 'n min. 3 maal 4 is 12ab kwadraat. Laaste ene het ek my 3b maal met my plus 3b kwadraat. Plus maal 'n plus is 'n plus. 3 maal 3 is 9. B maal met b kwadraat is b tot die mag 3. Nou gaan ek kyk na gelyksoortige terme. Okay, so my 2a tot die mag 3 sien ek is enig in sy soort, so ek skryf hom net neer. Nou het ek 'n minus 8a kwadraat b, en hier het ek 'n plus 3a kwadraat b. Minus 8 plus 3 gee vir my minus 5, en onthou my soort bly dieselfde, my appels bly appels. So, ek het minus 5a kwadraat b. Volgende wat ek sien, ek het 'n plus 6ab kwadraat minus 12ab kwadraat. My soort is dieselfde. Plus 6 minus 12 gee vir my dus minus 6ab kwadraat, en dan die 9b tot die mag 3 is enig in sy soort, en ek skryf hom ook net in my antwoord neer. Derde voorbeeld waarna ons kan kyk is 3x minus 4y maal met x kwadraat minus 3xy plus 5y kwadraat. Ons begin weer met ons eerste term. As ons nou kyk na ons eerste term, het ons 3x maal met x kwadraat. Plus maal 'n plus is 'n plus. 3x maal met x kwadraat gee vir my 3x tot die mag 3. Volgende ene het ek my 3x maal met my minus 3xy. 'n plus maal 'n min is 'n min. 3 maal 3 is 9. X maal x is x kwadraat en my y. Dan het ek my volgende enetjie wat ek vermenigvuldig is die 3x maal met die plus 5y kwadraat. 'n plus maal 'n plus is 'n plus. 3 maal 5 is 15x en y kwadraat. Volgende ene waarmee ek vermenigvuldig is my minus 4y maal met x kwadraat. Ek skryf hom in alfabetiese volgorde. Die min maal 'n plus is 'n min. 4 en dan het ek x kwadraat y. Volgende enetjie wat ek weer vermenigvuldig is my min 4y maal met my minus 3xy. 'n min maal 'n min is 'n plus. 4 maal 3 is 12x, y maal y is y kwadraat. Dan het ek my laaste een wat ek vermenigvuldig is my minus 4y maal met my plus 5y tot die mag 3. 'n min maal 'n plus is 'n min. 4 maal 5 is 20. Y maal y kwadraat is y tot die mag 3. Nou gaan ek al my gelyksoortige terme bymekaar tel. As ek nou kyk, 3x tot die mag 3 is enig in sy soort. So hy bly, ek skryf hom net neer. Dan gaan ek nou kyk na my minus 9x kwadraat y. En hier het ek 'n minus 4x kwadraat y. En dit gee vir my minus 13x kwadraat y. Dan het ek my volgende wat ek sien, ek het my plus 15x y kwadraat plus 12x y kwadraat. Hulle is dieselfde soort, hulle het dieselfde bestanddele. 15 plus 12 gee vir my plus 27x y kwadraat.
en dan het ek my minus 20y tot die mag 3, en dit is my finale antwoord, dit is sy eenvoudigste vorm. So ons het hom nou mooi vereenvoudig. Volgende voorbeeldjie wat ek het is nou soos 2x minus 3 maal met x kwadraat minus 5x minus 2. Ek begin weer eens, maar ek pas net my distributiewe eienskap toe. So ek het 2x maal met x kwadraat en dit gee vir my 2x tot die mag 3. Dan het ek my 2x maal met minus 5x, 'n plus maal 'n min is 'n min. 2 maal 5 is 10, x maal x is x kwadraat. Dan het ek my volgende ene, is my 2x maal met my min 2, 'n plus maal 'n min is 'n min. 2x maal met 2 is 2 maal 2 is 4 en ek het my xie. Dan het ek my minus 3 maal met my x kwadraat, 'n plus maal 'n min is 'n min. 3 maal met x kwadraat. My volgende een het ek my min 3 maal met my min 5x, 'n min maal 'n min is 'n plus. 3 maal 5 is 15x. Dan het ek my min 3 maal met my min 2, min maal 'n min is 'n plus en 3 maal 2 is 6. Nou gaan ek weer kyk na my gelyksoortige terme. My 2x tot die mag 3 is alleen enig in sy soort, so ek kan hom net neerskryf. Dan het ek nou my minus 10x kwadraat, minus 3x kwadraat, minus 10 minus 3, my soorte is dieselfde, is minus 13x kwadraat. Volgende wat ek het is my minus 4x plus 15x is dieselfde soort. Minus 4 plus 15 gee vir my plus 11x en by plus 6, want hy is alleen enig in sy soort, hy is 'n konstante. Kom ons vermenigvuldig 3x minus 2 met x kwadraat plus 2x minus 5. Ek begin deur my 3x maal met my x kwadraat. 3x maal met x kwadraat is 3x tot die mag 3. Dan het ek my 3x maal met my plus 2x, dit gee vir my plus 3 maal 2 is 6, x maal x is x kwadraat. Ek het my plus 3x maal met my min 5, 'n plus maal 'n min is 'n min, 3 maal 5 is 15 en x. Dan het ek my minus 2 maal met x kwadraat, dit gee vir my 'n plus maal 'n min is 'n min, 2x kwadraat. Dan het ek my minus 2 maal met my plus 2, 'n min maal 'n plus is 'n min, 2 maal 2 is 4 en dan my xie. En dan het ek my min 2 maal met my min 5 en dit gee vir my min maal 'n min is 'n plus, 2 maal 5 is 10. Ek gaan vereenvoudig deur gelyksoortige terme bymekaar te tel. 3x tot die mag 3 is enig in sy soort. Ek het 'n plus 6x kwadraat minus 2x kwadraat plus 6x kwadraat minus 2x kwadraat gee vir my plus 4x kwadraat. Dan het ek 'n minus 15x minus 4x en dit gee vir my minus 19x en 10 is enig in sy soort. So hierdie is my vereenvoudigde antwoord. Ek het 2x minus 1 maal met 4x kwadraat plus 2x plus 1. Goed, as ek hierdie produk moet bepaal, gaan ons op presies dieselfde manier te werk. So, ek gaan nou in die eerste plek sien, ek het my 2x maal met my 4x kwadraat, 'n plus maal 'n plus is 'n plus, 2 maal 4 is 8, x maal x is x tot die mag 3.
Volgende een wat ek het is my 2x maal met my 2x, 'n plus maal 'n plus is 'n plus, 2 maal 2 is 4, x maal x is x kwadraat. Dan het ek my 2x maal met my 1, 2x, 'n plus maal 'n plus is 'n plus, 2x maal 1 is 2x. Volgende wat ek het is my minus 1 maal met 4x kwadraat, 'n min maal 'n plus is 'n min, 1 maal 4 is 4x kwadraat. Dan het ek my volgende enetjie, het ek my minus 1 maal met my plus 2x, en dit gee vir my 'n min maal 'n plus is 'n min, 1 maal met 2x is 2x. Verder het ek my minus 1 maal met my plus 1, 'n min maal 'n plus is 'n min, 1 maal 1 is 1. As ek nou na hierdie gaan kyk om hom te vereenvoudig, dan kan ek nou al my gelyksoortige terme bymekaar tel, en dan sien ek my antwoord 8x tot die mag 3 is enig in sy soort, en dan het ek my plus 4x kwadraat min 4x kwadraat, met ander woorde, hulle is optel inverses van mekaar, so hulle trek mekaar af, so hulle kanselleer mekaar, of ja, 4x kwadraat minus 4x kwadraat is 0. Verder het ek dan my plus 2x en 'n min 2x. So, hulle is ook optellingsinverses van mekaar, so plus 2x min 2x gee vir my 0, en minus 1 is die antwoord wat oorbly. Nou, as jy mooi kyk na hierdie, kan ons ook sê 8 is, 8 kan ek ook skryf as 2 tot die mag 3, en ek het 'n x tot die mag 3, en 1 is ook dieselfde as 1 tot die mag 3. Met ander woorde, hierdie is nogal 'n belangrike ietsie wat jy raak kan sien. Hierdie word, ons praat van dit as die verskil van derde magte. Ok, so die verskil van derde magte is moontlik om te erken as jy weer kyk na jou produk wat hulle vir ons vra. Kom ons kyk mooi na hierdie produk wat vir ons gevra word. As ons het 2x minus 1, 4x kwadraat plus 2x plus 1. Dan kan ek nou mooi sien, as ek kyk na hierdie 2x, en ek kyk na my 4x kwadraat, dan kan ek sien 4x kwadraat is 2x se kwadraat. Dan kan ek nou sien in my hakie, wat dan nou volg, het ek die teenoorgestelde teken. Dan sien ek nou die middelterm. As ek nou kyk na hierdie middelterm, dan sien ek hierdie middelterm is eintlik 2x maal met 1. Met ander woorde, dit is die produk van hierdie twee terme in die eerste hakie. As ek kyk na my laaste term, dan kan ek nou sien, hierdie laaste term is weer hierdie ene se kwadraat, met ander woorde minus 1 se kwadraat, gee vir my die laaste term. So, van die hakie af het ek die teenoorgestelde teken, wat die plus is, en hierdie tekentjie is altyd 'n plus, dan kan dit vir my sê, die middelterme gaan almal uitkanselleer, so dit gee vir my 2x maal met my 4x kwadraat is 8x tot die mag 3, en my minus 1 maal met my plus 1 gee vir my minus 1. So dit is die verskil van derde magte. As jy dit nie raak sien nie, hoef jy glad nie oor dit bekommerd te wees nie. Jy vermenigvuldig hom uit doodgewoon met jou distributiewe eienskap, en dit gaan vir jou nog steeds jou volpunte besorg, en later gaan ons die faktorisering doen van som en verskil van derde magte.
dan sal julle die eienskappe ook mooi leer ken. Kom ons kyk na ons volgende voorbeeld. My volgende voorbeeldjie sê vir my, ek het 3x plus 2 maal met 9x kwadraat minus 6x plus 4. Nou, ek gaan doodgewoon weer my distributiewe eienskap toepas. En so kom ons kyk wat is ons distributiewe eienskap. Ons het 3x maal met 9x kwadraat. 3 maal 9 is 27. X maal met x kwadraat is x tot die mag 3. Dan het ek 3x maal met minus 6x. Plus maal 'n min is 'n min. 3 maal 6 is 18. X maal x is x kwadraat. Ek het 3x maal met plus 4. 3 maal 4, 'n plus maal 'n plus is 'n plus. 3 maal 4 is 12x. Nou het ek my 2 maal met my 9x kwadraat. 'n plus maal 'n plus is 'n plus. 2 maal 9 is 18x kwadraat. Volgende een het ek my 2 maal met minus 6x. 'n plus maal 'n min is 'n min. 2 maal 6 is 12x. Volgende ene het ek my plus 2 maal met my plus 4. En dit gee vir my 'n plus maal 'n plus is 'n plus. En 2 maal 4 is 8. So, as ek nou vereenvoudig, het ek my 27x tot die mag 3 is enig in sy soort. So ek skryf hom neer. Verder, as ek nou mooi kyk, kan ek nou sien my minus 18x kwadraat plus 18x kwadraat gee vir my 0. Dan het ek volgende enetjie wat ek bymekaar tel is my plus 12x min 12x en dit gee ook vir my 0. En plus 8 is enig in sy soort wat oorbly. So ek het weer hier die som van derde magte. As julle mooi kyk, kan julle sien 27 is mos nou eintlik 3 tot die mag 3, x tot die mag 3, die plusie in 2, 8 is 2 tot die mag 3. So dit gee eintlik vir my die som van derde magte. Ok, so dit is eintlik nogal 'n belangrike dingetjie. Ons kan die som van derde magte ook in faktore ontbind en ons gaan in verdere diepte na dit kyk wanneer ons faktoriseer. So as jy dit nie raak sien nie, dan doen jy die gewone distributiewe eienskap as hulle vir jou vra, vereenvoudig die volgende. As jy dit raak sien, kan ons sê ons het 3x plus 2 en dan het ons 9x kwadraat minus 6x plus 4. So as ons weer eens gaan kyk hierso, na ons 9x kwadraat, ons 3x en ons 9x kwadraat, dan kan ons sê dit is 3x se kwadraat. Dan kan ons ook weer eens nou die volgende sien, is hierdie teken is die teenoorgestelde teken. As daar 'n plus is in die hakie, dan is die eerste teken 'n minus in die volgende hakie. So dis ons teenoorgestelde teken. Dan kan ek nou weer sien, wat kan ek sien van 6x? 6x is 3x maal met 2. En wat sien ek nou van die laaste? Ek sien hierdie 2 en daai 4 kan ek sien is 2 se kwadraat. So ek het weer in hierdie geval het ek nou, kan ek faktoriseer. As ek dit kan raak sien, dan kan ek sien dit is my som van derde magte en ek sê 3x maal met 9x kwadraat gee vir my 27x tot die mag 3. Die middeltermpies gaan uitkanselleer soos wat ons met die distributiewe eienskap gesien het en ek kan sê plus 2 maal met plus 4 gee vir my plus 8. Maar weer eens baie belangrik soos ek gesê het, as jy dit nie raak sien nie, veral nie in die toets nie, moenie daaroor bekommerd wees nie, pas net jou distributiewe eienskap toe, jy kom steeds by die regte antwoord uit en jy sal volpunte verdien.
Ons laaste voorbeeld van 'n 2-term maal met 'n 3-term is x op 3 minus 3 maal met x kwadraat plus 2x minus 1. Ons pas net doodgewoon ons distributiewe eienskap toe. So, ek gaan hier begin, ek het my x op 3 maal met x kwadraat. Dit gee vir my x op 3 maal met x kwadraat is so goed, my x kwadraat is op 1. Ek vermenigvuldig my tellers met mekaar, x maal met x kwadraat is x tot die mag 3, 3 maal met 1 is 3. Volgende een het ek my x op 3 maal met my plus 2x, 'n plus maal 'n plus is 'n plus. Selfde geld, ek het nou my x op 3 maal met 2x op 1. Ek vermenigvuldig my tellers met mekaar en my noemers met mekaar. So x maal met 2x gee vir my 2x kwadraat. My noemers met mekaar vermenigvuldig gee vir my 3. Volgende het ek my x op 3 maal met minus 1 en dit gee vir my minus x op 3. Dan het ek my minus 3 maal met x kwadraat, 'n min maal 'n plus is 'n min, 3 maal met x kwadraat is 3x kwadraat. Volgende het ek my minus 3 maal plus 2x, 'n min maal 'n plus is 'n min, 3 maal 2 is 6x. Volgende wat ek het, is my minus 3 maal met my minus 1, 'n min maal 'n min is 'n plus, en 3 maal 1 is 3. Goed, ek gaan nou kyk na my gelyksoortige terme. Ek het x tot die mag 3 op 3 is enig in sy soort. Maar as ek nou gaan kyk na my x kwadrate, dan het ek hierdie 2x kwadraat op 3 en hierdie minus 3x kwadraat. Met ander woorde, ek het nou 2x kwadraat op 3 minus 3x kwadraat. Hierdie 3x kwadraat is so goed of hy staan op 1. So ons moet ons breuke bymekaar tel. Met ander woorde, ons KGV is 3. So ek het 2x kwadraat op 3 minus 3 maal 3 is 9x kwadraat op 3. Nou het ek mos gelyksoortige terme, so ek kan hulle bymekaar tel. Met ander woorde, ek gaan hier hê daai plus 2x kwadraat op 3 en dan het ek minus 9x kwadraat op 3. Ek groepeer hulle nou saam, sodat ek makliker die werk kan doen. Dan het ek my minus x op 3 en 'n minus 6x, wat nou ook gelyksoortig is. Met ander woorde, ek het daai minus x op 3, nou het ek, weer eens soos ek nou hier het, minus x op 3 minus 6x op 1, my KGV is 3, so ek het minus x op 3 minus 18x op 3. So ek groepeer hulle nou saam, dan het ek hier minus 18x op 3 plus 3. As ek my gelyksoortige terme nou vereenvoudig, dan het ek 2x kwadraat minus 9x kwadraat gee vir my minus 7x kwadraat op 3. Ek het minus x op 3 minus 18x op 3, dit gee vir my minus 19x op 3 en plus 3. En dit is dan my finale antwoord. Die volgende voorbeeldjies waarna ons gaan kyk, is wanneer ons 'n 3-term vermenigvuldig met 'n 3-term. Onthou, die ander woord vir 'n 3-term is 'n trinoom. Met ander woorde, dis 'n trinoom maal met 'n trinoom. Nou, wanneer ons 'n 3-term het maal met 'n 3-term, pas ons presies dieselfde reëls toe, ons pas ons gewone distributiewe wet toe.
Goed, al verskil is net, nou is daar 3 terme wat met mekaar vermenigvuldig word. So, as ons na ons eerste voorbeeld kyk, het ons x plus 2y plus z maal met x minus 3y minus 5z. Goed, so as ons van 'n kant af begin, nou moet ons net mooi kop hou. Reg, so ons begin van 'n kant af. Ons het ons x maal met x gee vir my x kwadraat. Dan het ek my x maal met minus 3y, 'n plus maal 'n min is 'n min. X maal met 3y is 3xy. Dan het ek my volgende een x maal met minus 5z. 'n plus maal 'n min is 'n min. 5xz. Goed, nou begin ek met my volgende enetjie. Ek begin met my 2y en ek maal hom met my x. So, ek het nou 'n plus maal 'n plus is 'n plus 2xy. Dan het ek my 2y maal met my minus 3y. 'n plus maal 'n min is 'n min. 2 maal 3 is 6, y maal y is y kwadraat. Dan het ek my 2y maal met my minus 5z. 'n plus maal 'n min is 'n min. 2 maal 5 is 10yz. Goed, ek is nog nie klaar nie. Nou begin ek weer. Ek het my z maal met my x. En dit gee vir my plus xz. Dan het ek my z maal met my minus 3y. 'n plus maal 'n min is 'n min en dit gee vir my 3yz. Minus 3yz. En dan het ek my laaste ene wat ek nou gaan vermenigvuldig is die z maal met die z. 'n plus maal 'n min is 'n min 5z kwadraat. Goed, nou kom ons kyk, as ons vereenvoudig, moet ons gelyksoortige terme bymekaar tel. So ek het x kwadraat is enig in sy soort. Kom ons kyk of ons nog 'n xy het. Ek het hier 'n minus 3xy plus 2xy. En dan het ek nie nog xy nie, so minus 3xy plus 2xy gee vir my minus xy. Kom ons kyk of ons nog xz het. Ek het 'n minus 5xz en hier het ek 'n plus xz. En dit gee vir my minus 5 plus 1 gee vir my minus 4xz. 6y kwadraat is enig in sy soort, so ek het minus 6y kwadraat. En dan gaan ek nou kyk na my volgende enetjie wat ek het, is my minus 10yz minus 3yz. En dit gee vir my minus 10 minus 3 is minus 13yz. En my minus 5z kwadraat is enig in sy soort. So dit is dan my finale antwoord van hierdie 3 term wat ek vermenigvuldig met 'n 3 term. Kom ons kyk na die volgende enetjie. Die volgende 3 term het ek a minus 3b plus 4c. En ek het a plus 3b minus 4c. Ons pas ons distributiewe eienskap toe. So ons begin met hierdie enetjie. Ons sê a maal a is a kwadraat. A maal met 3b is plus 3ab. Volgende een, a maal met minus 4c, 'n plus maal 'n min is 'n min 4ac. Dan het ons minus 3 maal met a
gee vir my minus 3AB. Ek het minus 3 maal met plus 3B, 'n min maal 'n plus is 'n min, 9B kwadraat. Volgende een het ek minus 3 maal met minus 4C, 'n min maal 'n min is 'n plus, 3 maal 4 is 12BC. Dan begin ek met my 4C weer. 4C maal met 4A gee vir my plus 4AC. Dan het ek 4C maal met plus 3B en dit gee vir my plus 12BC. En laaste wat ek het is my 4C maal met my minus 4C, plus maal 'n min is 'n min. 4 maal 4 is 16C kwadraat. As ek nou begin om hulle te vereenvoudig, gelyksoortige terme bymekaar te tel, het ek my A kwadraat is enig in my soort, in sy soort. Dan het ek 'n plus 3AB min 3AB, wat gelyksoortig is, plus 3AB minus 3AB is 0. Verder het ek my minus 4AC, minus 4AC, dan het ek 'n plus 4AC, minus 4AC, plus 4AC is 0. Dan het ek my minus 9B kwadraat is enig in sy soort. Verder het ek my volgende enetjie is my plus 12BC plus 12BC, 12 plus 12 wat gelyksoortig is, gee vir my plus 24BC en ek het my minus 16C kwadraat oor wat enig in sy soort is. Nou dit is sy vereenvoudigde vorm. Soos julle kan sien, het ek net die distributiewe eienskap toegepas. Die ander ding wat ons hier kan doen is 'n ander metode, maar as jy dit nie raak sien nie, dan maak dit nie saak nie, jy pas steeds net jou reël toe van jou distributiewe eienskap en jy gaan sien jy kom by presies dieselfde antwoord uit. As ek nou kyk na hierdie twee hakies, dan kan ek sien die hakies lyk feitelik dieselfde. Ek het my A's, dan het ek 'n minus 3B en 'n plus 3B en ek het 'n plus 4C en 'n minus 4C. So ek kan hierdie hakkie gaan manipuleer. Onthou julle het al die tekenverander reël gedoen in graad 7. So ek gaan skryf 'n hakkie in tussen die minus en die 3B, dan beteken dit ek haal daai minus uit en ek verander die teken binne in die hakkie. As ek hier tussen die plus 3B 'n hakkie insit, die plus maak nie saak nie, maar dan kan julle mooi sien ek het eintlik twee hakkies met dieselfde terme. Een hakkie is 'n plus, een hakkie is 'n minus, so julle kan nou mooi sien, binne in die hakkie het ek verskil van kwadrate. Ons kan hom op die lang metode uitvermenigvuldig, dan kan julle sien my A maal met A is my A kwadraat. Dan het ek A maal met my daai hakkie gaan vir my gee plus A maal met 3B minus 4C. En dan as ek hierdie twee vermenigvuldig, gaan ek mos nou kry minus A maal met 3B minus 4C. En dan as ek die laaste twee uitvermenigvuldig, dan kry ek min maal 'n plus is 'n min. En dit gee vir my 3B minus 4C se kwadraat. So as ons hom vereenvoudig, as ek hom kan vereenvoudig, dan kan ek sien my A kwadraat is enig in sy soort. Die plus A maal met 3B minus 4C minus A maal met 3B minus 4C gee vir my 0. En dit is hoekom ek sê ons kan sien ons het verskil van kwadrate wat dan in die hakkie oor is.
Ons het dus nou verskil van kwadrate, so al wat ons nou hier kan doen is ons kan net ons vermenigvuldigreël toepas, soos wat ons geleer het in die vermenigvuldiging van 2 term maal met 'n 2 term, toe ons gesien het hoe dit werk hoe om 'n 2 term te kwadreer. So 3b maal met 3b is 9b kwadraat, dan het ons mos nou plus 2 maal 3b maal met minus 4c, en dan het ons 'n min maal 'n min is 'n plus en 4c maal 4c is 16c kwadraat. So as ons hierdie hakkie nou uitwerk, het ons 9b kwadraat minus 24bc plus 16c kwadraat. As ons nou die hakkie wegvat, het ons mos nou weer hierso minus 1 wat hier staan, wat ons elke keer vermenigvuldig. So dit word minus 9b kwadraat, 'n min maal 'n min word 'n plus 24bc, en dan het ek weer 'n min maal 'n plus wat vir my 'n minus 16c kwadraat gee. Soos ek sê, as jy dit nie raak sien in jou toets nie, is daar niks meer verkeerd as jy dit net op die gewone distributiewe manier uitvermenigvuldig. Ons kyk na nog 'n voorbeeldjie en dan kan julle daarna julle huiswerk oefen. X kwadraat minus 5x minus 1 maal met x kwadraat plus 5x plus 1. Nou goed, as ons die distributiewe wet gaan toepas, wat dit baie eenvoudig maak, dan het ons net ons x kwadraat maal met x kwadraat gee vir my x tot die mag 4. X kwadraat maal met plus 5x is plus 5x tot die mag 3. X kwadraat maal met plus 1 is plus x kwadraat. Dan het ek minus 5x maal met x kwadraat. 'n min maal 'n plus is 'n min, 5x tot die mag 3. Ek het minus 5x maal met plus 5x, dit gee vir my min 25x kwadraat. Ek het minus 5x maal met plus 1 wat vir my minus 5x gee. Dan het ek nou weer verder minus 1 maal met x kwadraat en dit gee vir my minus x kwadraat. Ek het minus 1 maal met plus 5x, 'n min maal met 'n plus is 'n min, en dit gee vir my 5x, en ek het 'n minus 1 maal met 'n plus 1 wat vir my 'n minus 1 gee. As ons nou gaan vereenvoudig, het ek my x tot die mag 4, verder het ek my 5x tot die mag 3 minus 5x tot die mag 3 gee vir my 0. Verder het ek 'n plus x kwadraat minus x kwadraat wat 0 gee, en dan het ek nog hier my minus 25x kwadraat. So dit gee vir my minus 25x kwadraat. Ek het my minus 5x minus 5x minus 5x minus 5x, en dit gee vir my minus 10x en my min 1. So dit is dan my finale antwoord, x tot die mag 4 minus 25x kwadraat minus 10x minus 1. Of ek gaan hom net weer op die ander manier ook doen, maar soos ek sê, as jy dit nie raak sien nie, dan is dit geen probleem nie. Jy pas net jou distributiewe eienskap toe. X kwadraat plus 5x plus 1. So ek sien weer in my hakkies het ek min of meer dieselfde. Ek het x kwadraat minus 5x minus 1, x kwadraat plus 5x plus 1. So ek gaan weer hakkies insit. Ek sit 'n hakkie tussen die min 5 en die x in, dan verander my tekens in die hakkie. Dan het ek weer x kwadraat, as ek die hakkie hier insit tussen die plus en die 5, maak dit nie saak nie, my tekens bly dieselfde.
As jy mooi kyk, kan jy weer sien, jy het verskil van kwadrate in die hakkies nou. So ek het x tot die mag 4 minus 5x plus 1 se kwadraat. So dit gee vir my x tot die mag 4 minus, en ek pas my reël toe, 5x maal 5x is 25x kwadraat, plus 2 maal die produk van 5x maal met 1 plus 1. Goed, so as ek hom uitvereenvoudig, dan kry ek 25x kwadraat plus 10x plus 1. As ek nou die hakie verwyder, want onthou, ek het hier 'n spook 1, so ek vermenigvuldig dan nou in, dan ek x tot die mag 4 minus 25x kwadraat. Ek vermenigvuldig die minus 1 met die plus 10, 'n min maal 'n plus is 'n min 10x, en dan het ek my min 1 maal met my plus 1 gee vir my minus 1. En dit is my finale antwoord. Soos jy kan sien, het jy presies dieselfde antwoord gekry. Dit is dan die vermenigvuldiging van algebraiese uitdrukkings wanneer ons 'n 2-term met 'n 3-term vermenigvuldig. Jy kan hierdie les nou mooi inoefen deur jou huiswerk te voltooi. Onthou, practice makes perfect. Wiskunde leer 'n mens deur te doen.